Trek saam met my jou asem lekker diep in en sug hom uit. Dankie Vader vir u asem in my longe. Ons aanvaar dit so as vanselfsprekend. Regtig waar, ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Vandag gaan ons kyk, hoekom is sy liggaam gebreek, vir my en vir jou, wat beteken dit? En dit is so belangrik dat ons dit weet en dit verstaan. Kyk wat sê 1 Korintiërs 11:24. 1 Korintiërs 11:24. 1 Korintiërs 11:24. Ons gaan vandag kyk, hoekom is sy liggaam gebreek? Vir my en vir jou. 1 Korintiërs 11:24, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Met ander woorde, sy liggaam gebreek, ons moet kyk daarna, sy liggaam gebreek. Sy liggaam gebreek vir my en vir jou. Sy liggaam gebreek. Waarna verwys gebreek? Dit verwys na die geboorte van iets. Wat was die geboorte? Ons weet 3 dae later met die opstanding, was dit die geboorte van die ware. Die ware jy. Die ware mens, en nie net die mens nie, die ware skepping ook. Soos dit was, nog al die tyd, as voor die grondlegging van die wêreld. En toe hy sy liggaam breek, toe breek hy dit om ons te bring tot 'n geboorte, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, die openbaarmaking van die sigbaar word, as die ware, toe hy gesê het, Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld, laat ons mense word na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle heers, en dis alles op die aarde, dis alles op die aarde, kyk gou wat sê Kolossense 1:15, kyk gou wat sê Kolossense 1:15 geoor dit was nie net vir die mens nie, dit was nie net die mens nie, mense, hierdie opstanding is 'n wedergeboorte, jou plek van afkoms, jou ware oorsprong as alles is uit God. God wat gees is. Met ander woorde, die opstandingskrag in ons is 'n groter realiteit as wat ons dink, die graf is net leeg. Die grootste realiteit nou vir Abba Vader is, dit moet sigbaar word in my en jou vleesliggaam. Die enigste manifestasie nou as waarheid, waarvoor selfs die skepping wag, mense, is die verlossing van 'n liggaam. Dis hoekom hierdie redding, hierso is ons gered. Waarvan is ons gered? Dit was nie, soos ons geglo het om hel te mis en hemel toe te gaan nie. Ons is gered van alles wat ons weerhou om sy liggaam te openbaar as sigbaar in vlees. Daarom het hy jou dood vir jou gesmaak. Hy het sonde 'n verwronge identiteit geword. Deur sy wonde is jy genees. Maar vir my en vir jou om dit te beleef, te ervaar, vir my en vir jou om dit te beleef en te ervaar, is dit nou meer, luister mooi, is dit nou meer as net glo. Ons sal moet 'n bewustheid beginne kweek dat Christus denke, hierdie onverganklike woordsaad waaruit ons gebore is, geplant word in ons hart, geplant word in die land. Ek en jy het nou 'n verantwoordelikheid om seker te maak, ons gaan leef een of ander tyd uit die vrug van onverganklike oes.
Dis hoekom word vernuwe. Beginne dink soos Christus dink. Mense, jou liggaam is fantasties. 35 triljoen selle is so geïndoktrineer deur ons natuurlike maniertjies en denke, bewustheid en oortuigings, dat 35 triljoen selle vir jou beginne dink. En ons oortuiging moet wees dat 'n liggaam 35 triljoen selle moet so oortuig word van hierdie geboorte, die ware jy as Christus geopenbaar in vlees, want dis die liggaam van die Christus geopenbaar in vlees. God kan verder niks vir ons doen nie. Dit is volbring. Dis ek en jy. Dis ek en jy. Dis ek en jy wat nou 'n verantwoordelikheid het. Dis groot. Dis fantasties. Kolossense 1 vers 15 sê, dit was nie net vir die mens om die mens te openbaar as die ware nie. Kyk wat sê Kolossense 1 vers 15. Vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eersgeborene van die hele skepping. Kyk op die bord. Hy is die eersgeborene van die hele skepping. En raai wat? As ons rondom ons kyk, is die skepping in barensnood. Die skepping is frustreerd, want die skepping wag vir die vryheid van die ware jy, om die skepping ook vry te maak, as die eersgeborene van die ware. Maar wat het ons gedoen? Omdat ons nie uitgekom het by waarheid nie, ons tydlyne en konteks uit is, profeteer ons 'n einde. Ons profeteer verwoesting, en die skepping reageer, want die skepping wag vir die vryheid van die seuns. Alles wag vir ons. En die beginpunt, die vertrekpunt van selfs 'n skepping as die ware, sal dit moet geopenbaar word as 'n vertrekpunt in jou vleesliggaam as jou vryheid. Met ander woorde, dit beteken, hoe langer ons in hierdie bediening sit, hoe gesonder, hoe beter, hoe jonger, moet dit geopenbaar word as ons vryheid, want hy het sy liggaam kom breek, vir my en vir jou, en ons sal moet uitvind hoekom. En dis nie net vir my en vir jou nie, die skepping wag ook. So daai storms is nie die einde van tyd nie. Daai storm is frustreerd in barensnood. As 'n vrou in barensnood is, hoekom is 'n vrou in barensnood? Want binnekort gaan sy geboorte skenk. Die skepping is al vir 2026 jaar in barensnood, in afwagting vir die geboorte van die nuwe, en toe hy sy liggaam breek en vir ons gee, as die liggaam van Christus, toe kondig hy aan, dis die tyd vir die geboorte van die ware, die nuwe, maar dis 2026 jaar later, en dis chaos. Wie se skuld is dit? God se skuld? Kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 7. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 2 vers 7. 1 Korintiërs 2 vers 7. Is dit nie fantasties nie? Ek en jy sal moet 'n bewustelike bewustheid beginne kweek van lewe, van genesing, van gesondheid. Ons sal 'n standpunt moet begin inneem. Ek laat nie meer toe dat enige virus, enige griep, enige verkoue hierdie liggaam benadeel, want dis die liggaam van Christus. Ons sal moet 'n standpunt begin inneem en nie saam met die stroom beweeg en gaan nie. Iewers sal ek en jy ons voet moet begin neersit en sê, dit is die ware. Hoor julle wat ek sê, lig van die wêreld bediening?
Hoekom sal ons 'n standpunt moet inneem, sodat 35 triljoen selle oortuig word, dit is die liggaam van Christus en dit is lewe? Wat is 'n verslawing? Enige vorm van verslawing is jou liggaam wat vir jou dink. Met ander woorde, ek en jy sal ons liggame moet oortuig as 'n verslawing, die Christus bewustheid denke as net heerlikheid. Dis nie 'n slegte een nie, nee. Dis beter as die res, want die res maak dood. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 2 vers 7. 1 Korintiërs 2 vers 7 sê, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Dit was 'n verborgenheid en is tot vandag toe nog verborge. Hoe verskriklik, hoe hartseer. Wat bedek was en wat God van ewigheid af. Sê saam met my ewigheid. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld het God dit reeds klaar voorbeskik. Dis wie ons is, dis die ware jy. Voorbeskik het tot ons heerlikheid. Sê saam met my, dis tot ons heerlikheid. Met ander woorde, dit alles is tot ons heerlikheid. Dit alles is tot ons heerlikheid. Wat beteken heerlikheid? Heerlikheid beteken die goeie opinie wat God van ons het. Die goeie opinie wat God van jou het. Dit is tot jou heerlikheid, dit was tot voorbeskikking vir jou, as gevolg van 'n goeie opinie wat jou pa van jou het, wat Abba Vader van jou het, sodat jy kan oortuig word as dieselfde opinie. En hy noem dit jou identiteit. En jou identiteit is, jy is seun van God. Jy sê sommer hier jy nie. Sê ek is nie hier jy nie. Sê ek laat nie meer toe dat enige nonsens kom tuis word hierdie, kom tuis maak hierdie. Sê die huis is klaar gevul. Sê daarom, vers 8, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Wat was die probleem? Die Jode, wat hulle Messias verwag het verwag, hy gaan 'n politieke koninkryk kom vestig. Hy gaan vir hulle 'n politieke koninkryk kom vestig. Dis hoekom hulle 'n koning verwag het, sê 'n koning. En hierdie koning sou alles regeer met 'n eystervuis. Sê dit soos vandag. Wat gaan vandag aan in Amerika? Wat gaan vandag aan in die Midde-Ooste? Is nie eindtyd profeseë wat is politieke koninkryke wat regeer met 'n eystervuis. Terwyl God in gedagte gehad het, 'n geestelike koninkryk. 'n geestelike koninkryk van net vrede. En hierdie vrede sal wees sonder einde. Dit is die koninkryk wat God in gedagte gehad het. 'n geestelike koninkryk op die aarde van net vrede. Van 'n vrede sonder einde. En toe hy die brood breek, en die brood wat hy gebreek het, begin uitdeel aan die mens, het hy iets in gedagte gehad. Wat het God in gedagte gehad? Kyk wat sê 1 Korintiërs 10:17. Kyk wat sê 1 Korintiërs 10:17. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel van een brood. Wat het hy in gedagte gehad? Hy het in gedagte gehad, daar sal net een liggaam wees. As die liggaam van Christus geopenbaar. En toe die brood gebreek word, en vir elkeen word die brood uitgedeel, is elke mens op die aarde 'n ledemaat van die een liggaam,
Ons is die liggaam van Christus as 'n geestelike koninkryk op die aarde sonder einde, net vrede. Sê vir my, as dit waar was, hoe sou die aarde, hoe sou die wêreld vandag gelyk het? Dis nie al wat hy kom doen het nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2. Dis nie al wat hy gedoen het nie. 2 Korintiërs 2 vers 15. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Met ander woorde, wat het hy kom doen toe hy die brood gebreek het? Hy kom verklaar ons is ledemate as die liggaam van Christus. En toe hy as liggaam gebreek word, die brood, toe hy die heerlikheid gerelease, die heerlikheid vrygestel. Die goeie opinie wat God van jou het, en die goeie opinie wat jy van jouself het, en die goeie opinie wat ons van mekaar het, as 'n lieflike geur. Want dit sal wees 'n vrede sonder einde. Met ander woorde, as ek en jy ledemaat is as die liggaam van Christus, al wat geopenbaar kan word, en selfs die skepping wag, is die goeie opinie wat ons van onsself het, die goeie opinie wat ons van ander het, en waar ons beweeg, sal ons 'n lieflike geur wees, want al wat geopenbaar sal kan word, is net maar wat gebeur? So nou en dan tree ons op, hanteer ons situasies, kos vat die huwelik met 'n daarom kyk wat sê, Here, jy moet help. En wat is die vertrekpunt? Sê jy. Sê ek en jy moet die verskil begin maak, ongeag wat. As ek hierdie week vat wat verby is, waar ek is, myself persoonlik, kan ek vir jou sê, ek beleef iets van hierdie koninkryk. En al wat geopenbaar word as gemanifesteer in hierdie liggaam as sy tempel is lewe. 'n Energievlak. Terwyl omstandighede en situasies dalk, maar dit kan nie anders nie, dit moet hoor, dit moet onderwerp, want al wat ek openbaar, en ek het hy keuse gemaak is, sonder einde. Ek gaan vra, kom ons gee die Here eers, want hier so 'n bietjie vir my 'n stilte waarvan ek hou nie. Kom ons gee die Here 'n harde lofoffer eers. Kyk wat sê Hebreërs 10:20. Hoekom was sy liggaam gebreek? Hebreërs 10 vers 20. Vers 20 sê, Hebreërs 10 vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees soos brood gebreek. Met ander woorde, ek en jy is nou op 'n nuwe, sê saam met my, 'n lewende weg. En al kwalifikasie is vrede sonder einde. Hoekom sukkel ons met dit? Hoekom so nou en dan is daar 'n uistervuis? Omdat jy nog nie die oortuiging het, as die heerlikheid, die geur, die goeie opinie, wat Abba Vader van jou het nie. Dis die enigste rede. En die krag wat geopenbaar word, is liefde. Daarom sê Romeine 14:17. Romeine 14:17 sê die koninkryk van God
is nie spys en drankie. Die koninkryk van God is nie hierdie wêreldse strukture van oorleef, ter wille van oorlewing nie. Die koninkryk van God, ek gaan dit hier skryf, die koninkryk van God is vrede. Die koninkryk van God is die geregtigheid van God, as 'n geskenk aan jou. En die koninkryk van God is blydskap. En dit alles is in die Heilige Gees. En dit alles, die Heilige Gees is waar, is alles in jou as die ware. Met ander woorde, dis nie iets wat ek moet bekom nie. Dis nie iets wat ek moet bereik nie. Dit is vrede. Sonder einde. Met ander woorde, hier's niks wat my van koers afbring nie. Hier's niks wat maak dat ek met 'n yservuis regeer nie. Hier's niks wat my kan weerhou van hierdie geregtigheid nie. En ons weet hierdie geregtigheid, ek gaan 'n ander kleur gebruik. Ons weet hierdie geregtigheid is lewe, en die rigting van hierdie lewe is nou onsterflikheid. So hy het sy liggaam gebreek, vir my en vir jou, om vir ewig op die aarde te lewe, uit 'n dimensie, uit 'n plek van vrede sonder einde, geen dood, geen siekte, geen spanning, geen stres, en hy noem dit onsterflikheid. So met ander woorde, vir my en vir jou om dit te openbaar as gemanifesteer, sal ons 48-24 ure plek moet lewe van net vrede, van sy geregtigheid. Wat is sy geregtigheid? Dis God se gedagtes aangaande God self, wat hy vir jou gegee het as jou identiteit. Dis hoe hy jou sien, dis hoe hy jou buurman sien, dis hoe hy jou vrou sien, dis hoe hy jou man sien, en as ek en jy kan toelaat dat hy vrug in ons geboorte skenk, sal ons mekaar so beginne sien. En die manifestasie van dit is lewe en onsterflikheid. Wow! Dit verander so 'n bietjie die dinge. Daarom kyk gou wat sê Romeine 5 oor dit. Kyk wat het hy kom doen. Romeine 5. Weet julle wat? Hierdie week was 'n baie interessante week. Ek het so 'n bietjie met van ons mense gedeel wat alles gebeur het. En ek kan vanoggend vir jou sê, prys die Here vir vrede sonder einde. Weet wat is 'n wonderlike plek? As ander mense om jou bekommerd is, omdat jy nie reageer op 5 sintuig wêreldse goed nie. En mense staan verbaas, maar wie is jy nou eintlik? Want hulle is gewoond. En ek het besluit vir myself, 35 triljoen selle is oortuig, dit is die lewe. En wat 'n plek. Wat 'n plek. Nou kyk wat sê Romeine 5:17, want as ten gevolge van die misdaad van die een, daai een was Adam, maar daai een was ook ons ouers, daai een was ook die kerk, wat ons oortuig het van die verwronge identiteit wat ons geleef het, sê maar nie meer so nie. Sê nie by hierdie bediening nie. Kyk wat het hy kom doen. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van die genade en van die gawe, die geskenk van hierdie geregtigheid ontvang. Ontvang beteken om te vat wat reeds joune is, nou in die lewe heers, deur die een Jesus Christus. Met ander woorde, hoe heers ek nou in die lewe deur die een Jesus Christus? Al wat nou heers is net vrede. Al wat nou heers is net die geregtigheid van God. Al wat nou heers is net die blydskap. Dis al. Hoekom is dit so belangrik vir my en vir jou? Kyk wat sê vers 18. Daarom dan net soos deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, soos deur een daad van geregtigheid vir alle mense, sê saam met my alle mense, tot regverdigmaking van die lewe. Ek soek jou aandag. Alle mense is deur God geregverdig. Alle mense het nou die reg tot hierdie lewe en onsterflikheid. En die probleem is,
Alle mense sal alleenlik dit kan sien, openbaar, beleef, ervaar, as hulle met die Christus, jy, geopenbaar word, te doen kry as net vrede. Met ander woorde, hoe ek en jy omstandighede en situasies gaan hanteer. Vanuit jou huis, jou werksplek, waar ook al jy beweeg, sal alle mense een of ander tyd agterkom, hulle is saam met jou geregverdig tot hierdie lewe, op grond van 'n koninkryk in jou, as net vrede. As net die geregtigheid van God. As net blydskap. Kan ek maar vra, wie wil almal graag lewe? Almal. Ek vertel vanoggend vir jou. Ek vertel vanoggend vir jou. Ek vertel vanoggend vir jou. Daarom kyk wat sê Jakobus 3 gou oor dit. Kyk gou wat sê Jakobus 3. Mense, dit is fantasties. Kan ek gou baie radikale stelling weer maak? Dit wat tans gebeur in Amerika, Irak, Iran, waar ook al, Midde-Ooste, is nie die koninkryk van God nie. Is 'n politieke koninkryk, want dis 'n uistervuis wat beheer. Kyk gou wat sê Jakobus 3, vers 18. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Met ander woorde, wie wil graag hierdie lewe, hierdie onsterflikheid beleef? Nou hierdie vrug van hierdie lewe, die vrug van hierdie onsterflikheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Halleluja! Halleluja! Kyk wat sê Filippense 1 vers 11 gou oor dit. Oor hierdie geregtigheid. Kyk gou wat sê Filippense 1 vers 11. Filippense 1 vers 11 sê iets kosbaars. Filippense 1 vers 11 sê, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Met ander woorde, hoekom is sy liggaam gebreek vir my en vir jou? Om te verklaar, ek as ledemaat is die liggaam, om te openbaar 'n geur as die heerlikheid, geopenbaar die goeie opinie, wat ek nie net van myself het, wat ek van God het en wat ek van jou het. En dit sal manifesteer 'n vrede sonder einde. Met ander woorde, as iemand jou te nakom, dan kyk jy na die persoon, soos wat God na hom kyk. Hoe kyk God na daai persoon? 'n Goeie opinie. Ek verseker jou, dit gaan maak, dat jy 'n vrede beleef, wat 'n mens se verstand te bowe gaan. Wat jy nie verstaan hoe dit werk nie. Of ek en jy kan nog steeds met 'n ek stel nie belang nie. Ek soek vrede. Sê saam met, sê vir jou langs jou, ek soek vrede. Sê ek het vrede. Sê dis myne. Want waar is hierdie koninkryk? In ons. Waar is hierdie Heilige Gees? Waar is hierdie vrede? Waar is hierdie blydskap? Waar is hierdie geregtigheid? In ons. Dit gaan afhang die bewustheid wat ons het van ons. Tik bietjie so, sê hierdie ouetjie staan in die pad, of hierdie ouetjie is die oop deur, hierdie ouetjie is die weg. Die weg. Die lewe. Die waarheid. Halleluja. Matteus 5 vers 9 sê, salig is die vredemakers, want hulle sal seuns van God genoem word. Salig is die vredemakers, hulle sal seuns van God genoem word. Nou gaan ons kyk na 'n demonstrasie van hoe God dinge doen. Kan ons maar, Rigters 7. Rigters 7. Engels is 'n Judges. Rigters 7. Ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. Rigters 7. Vers 2. Toe sê die Here vir Gideon en sy manskappe moes oorlog maak teen 'n magtige menigte. Kyk God se hart. Toe sê die Here, vers 2, toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my, om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel om teen my beroem, deur te sê, my eie hand het my verlos. So met ander woorde, God se vermoë definieer my
ek hoef nie baie te hê nie, ek moet net vrede hê. Kan ek dit weer sê? Ek hoef nie baie te hê nie, ek moet net vrede hê. Dis 'n stelling. Het jy geweet, baie mense jaag baie na en hulle het nooit vrede nie. Het jy geweet, genoeg is nooit genoeg nie. Vers 3. Roep dan nou tog uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe het daar van die manskappe 22.000 omgedraai en 10.000 het oorgebly. Daarop sê die Here, vers 4, daarop sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Here, jy is wonderlik. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie. Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon, laat elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy eenkant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink aan die ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man. En al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink. Wat beteken 300? 300 symboliseer God se krag en God se voorsiening. Die wat water gelek het soos 'n hond, beteken waaksaamheid, 'n kwaliteit. Die wat vooroor gebuig het en met die hand, beteken hulle was onvoorbereid. Vers 7. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek jou verlos. Julle verlos en die Midianiete in jou hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy eie woonplek gaan. Dit beteken vir my onder andere, ons hoef nie baie te wees nie. Jy hoef nie baie te hê nie. Jy moet net vrede hê. Sy geregtigheid verstaan en die blydskap geniet in die Heilige Gees en hy doen die res. Halleluja. Kyk gou wat sê vers 12. Kyk gou wat sê vers 12. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos springkane in menigte. En hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. Sê 'n menigte soos springkane teen 300. Hy wil vandag vir my en vir jou iets sê hierso. Wat dit beteken toe sy liggaam gebreek het en vir my en vir jou gegee het as 'n ledemaat, maar as die liggaam, as die Christus. Kyk nou wat sê vers 16. En hy het die 300 man verdeel in 3 dele. 3 dele beteken kompleet, volkome. En aan hulle almal, kyk hoe het hy die 300 toegerus. Kyk hoe wil hy vir my en vir jou toerus. En hy het hulle almal ramshorings. 'n Ramshoring symboliseer God se teenwoordigheid. En leekruike, o God, sê 'n leekruik, met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. Met ander woorde, in die een hand 'n ramshoring, in die ander hand 'n kruik, 'n leekruik, maar in die kruik was 'n fakkel, sê lig. Sê 'n verligting. Here, jy moet help, dis fantasties. En hy het aan hulle gesê, kyk na my en maak net so, en kyk as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek en almal wat by my is op die ramshorings blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar, en julle moet sê vir die Here en vir Gideon. Toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was, by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het. Hulle blaas op die ramshorings en slaan die kruike stukkend. Toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike, en hulle hou met 'n linkerhand die fakkels en met 'n regterhand die ramshoring om te blaas daarop, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en Gideon. Met ander woorde, ek gaan nie skryf, ek moet dit neerskryf,
Die linkerhand was die fakkel, sy lig. Die regterhand was die ramshoring, sy aankondiging van teenwoordigheid. Hou dit daar. Hou dit daar. Vers 20, toe blaas die 3 dele op die ramshorings, breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels, met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en die laar het gevlug. Hoe gaan dit nie? Dink 'n bietjie. As mense jou aanvat, en jy verstaan vanoggend wat ek vir jou wil kom sê, gaan die wat jou aanvat onder mekaar, die dinge uitsorteer. Sê 'n koninkryk van net vrede sonder einde. So ek en jy kan of ystervys en ons trek ook die swaard, of ons kan in die linkerhand die fakkel, die lig. Matteus 5:14 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie meer weggesteek word nie. Laat julle lig, laat julle fakkel so voor mense skyn, dat julle hemelse Vader daardeur verheerlik. Kan ek maar so 'n bietjie vir die Here waai? Daarom kyk gou wat sê 2 Timoteus 2. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 2. Geen wonder Jesus wat gesê het, ek kan net doen wat ek my Vader sien doen. Geen wonder Jesus, toe hy op hy vloekhout hang, toe sê hy, Vader, ek vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want ek het 'n geestelike koninkryk gebring en nie 'n politieke koninkryk met 'n ystervys nie. Ek gaan weer vra, wil jy lewe? Wil jy onsterflikheid beleef? Dan is die swaard van die Here, Efesiërs 6 sê die swaard van die Here is die woord, dan is die swaard van die Here wat die woord is, 'n fakkel in die linkerhand, en 'n belydenis, 'n ramshoring aan die regterhand. Met ander woorde, dit beteken ek en jy sal 'n dimensie bereik as ons hier begin lewe, dat as jy met mense praat, sal jou woorde die teenwoordigheid wees van die Vader, as die lieflike geur. En mense gaan hulle self verwar, oor hulle eie voete val, om uit te vind en te sê, ons soek wat jy het. Kom ons waai so 'n bietjie vir hom. Kom ons waai so 'n bietjie vir hom. Kyk wat sê 2 Timoteus 2 vers 24. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie. Daai twis is nou nie op klipwerf sy getwis nie. Moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Bekwaam om te onderrig. Een wat kwaad verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Miskien doen God dit vanoggend. Of hulle nie, miskien bekering, tot bekering sal kom, of bekering sal gee tot kennis van die waarheid nie. Here, dis fantasties. Dankie my Vader, dankie my Vader. Daarom kyk wat sê Jesaja 2 gou oor dit. Kyk gou wat sê Jesaja 2 oor dit. Kyk gou wat sê Jesaja 2, wat is die gevolg? Wat bring dit tot gevolg? Wat gaan gebeur? 'n geestelike koninkryk. Halleluja. Die skepping alles wag vir dit. Halleluja. Kyk wat sê Jesaja 2 vers 4. En hy sal oordeel tussen die nasies en reg spreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kyk gou na nog ene. Kyk wat sê Psalm 46. Kyk gou na nog ene. Kyk gou wat sê Psalm 46. Kyk gou wat sê Psalm 46 oor dit. Is dit nie fantasties nie? Ek vra weer, wie wil lewe? Wie wil hierdie onsterflikheid geniet? Dit sal wees
vir hulle wat die geregtigheid saai as 'n vrug in die wat vrede maak. Salig is die vredemakers. Hulle is die seuns van God. Ek het besluit, dis wie ek is. So jy kan dalk die gesprek, jy kan dalk die onderwerp, jy kan dalk die verskil volgens jou opinie wen teenoor my, maar ek baat baie meer as jy, as lewe en onsterflikheid in die liggaam van Christus geopenbaar. Die grootste oorsaak van siektes is spanning, stres. Die grootste oorsaak van die dood is 'n uistervuis. Kyk wat sê Psalm 46 vers 7. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Waar bewe die aarde? In ons bewustheid. Vanoggend bewe die aarde hier in jou bewustheid, want jou bewustheid sê vanoggend vir jou, hoor jy? Besef jy? Verstaan jy? Kom aanskou die dade van die Here, vers 9. Wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Sê hy bring verskriklike dinge oor die aarde. Kyk wat sê vers 8. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Kyk wat is die verskriklike dinge wat hy oor die aarde bring. Nie wat ons nou hoor en sien as 'n uistervuisie. Kyk wat sê vers 10. Wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek en die spiesstukken slaan. Die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting. Ek gaan vers 11 oorlees. Dat staan en weet dat ek God is. Dit beteken om te ontspan, om weg te sink in die goeie opinie van God. Wat hy net van my het nie, maar wat van die ander om my het as net liefde. Halleluja. Halleluja. Daarom kyk wat sê 2 Korintiërs 4. Kom ek wys vir jou hoe naby is dit. Wie wil weet, hoe naby is dit wat jy als vanoggend hoor? Kyk wat sê 2 Korintiërs 4. Wie wil hoor hoe naby is dit eintlik, dit wat jy alles hoor vanoggend? Sê gou vir my, as ek en jy hier leef, dink jy God gaan deurkom? Verseker. Dink jy jou Vader gaan deurkom? Het jy geweet, ek en jy kan geen ander mens van opinie verander of oortuig nie. Maar het jy geweet, ek kan seker maak, ek leef daardie oortuiging en daai goeie opinie. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4 vers 3. Maar as ons evangelie nou nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, sê lig. Sê 'n fakkel in 'n leekruik. Lig moet skyn soos 'n fakkel in 'n leekruik. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid, die goeie opinie van God in die aangesig van Jesus Christus. Vers 8. Maar ons het hier die skat in erdekruike. So waar is hierdie skat? In 'n erdekruik. Wie is die erdekruik? So waar is dit alles? Dis eintlik in jou. Sodat jy met jou linkerhand die fakkel en met jou regterhand die aankondiging as jy ramshoring sy teenwoordigheid. Of jy in Pick n Pay is, of jy by jou huis is, of jy by die werk is. Want alles wag vir die openbaarmaking van die seuns. Wie is die seuns? Salig is die vredemakers. Hulle sal seuns van God genoem word. En dit alles wat jy vanoggend gehoor het,
is 'n skat in 'n erdekruik, dan sê hy, sodat die krag van uit God mag wees, en nie uit onsself nie. Met ander woorde, as dit nog uit myself is die kans groot dat ek een of ander tyd, dan sê Paulus, in alles word ons verdruk, vers 8, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Dan sê Paulus, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sê saam met my, sodat die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Waar moet alles geopenbaar word? Sê lewe, sê onsterflikheid. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Sê dis die liggaam van Christus. Sê dis 'n lewe. Sê dis onsterflikheid. Ek vertel vandag vir jou. Sê dis toe alles eintlik in jou. Dis alles in my. Daarom kyk gou wat sê 2 Korintiërs 6 oor dit. Ek is amper klaar. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 6 vers 4. Gaan eers 'n slukkie koeldrank vat, want die preek gaan te gou verby. Hoe laat is dit nou? 4:15. Ja, ek gedog, Here, hierdie gaan lank neem. Smaak my, ons is amper klaar. Weet jy wat is lekker? Om lekker te kan slaap, om op te staan en nie bewus te wees van enige persoon of enige veroordeling of enige iets wat jy gesê het van 'n persoon aan 'n persoon en nou sê gewete vir jou, luister, dit pas nie by jou oortuiging nie, gaan maak reg. Dis beter om vrede te hê met almal dat God hulle oortuig. Kan ek iets persoonlik sê? Dis beter, kos waai eers bietjie vir die Here. Ek sal hierdie deel uithaal. Fanny, moet dan nie slaan met die elmboog, jy moet waai. Kyk nou wat sê 2 Korintiërs 6 vers 4. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukking, in node, in benoudhede, in sla, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slaaplose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in dankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees. Sê, wat is in die Heilige Gees? Sê die koninkryk van God. 'n Ongeveinsde liefde, vers 7, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid, in die regter ramshoring, jou belydenis, en in die linkerhand 'n verligting, die fakkel. Here, dit is mooi. Dit beteken, as 'n woord by jou mond uitgaan as jy ramshoring, en mense hoor, gaan hulle God hoor, gaan hulle teenwoordigheid beleef. En as 'n fakkel, 'n verligting deur jou as 'n verheerliking, dat hulle kan ontdek wie hulle eintlik is, in die teenwoordigheid van God. Wow. 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 Wie is die Russe se, is soos 'n poeter? Sê gou vir my, as daai man in die teenwoordigheid van God moet beland, wat gaan sy manifestasie en reaksie wees? Vrede sonder einde. Ek gee nie om wie jy is nie. Jy kan die man en die vrou wees wat almal vrees op die aarde met 'n uistervuis. Maar as jy in die teenwoordigheid van my Abba Vader gaan beland en jy gaan ontdek wat hy eintlik van jou dink, gaan jy 'n vredemaker wil wees. Gaan jy 'n vredemaker wil wees. Daarom kom ons sluit af, Romeine 10. Kom ek wys vir jou hoe naby is dit. Dis 'n skat in die erdekruik, dis in ons. Daarom kyk wat sê Romeine 10, vers 6. Maar die geregtigheid, wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus die dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Naby jou is hierdie woord. Wat is die woord? Die swaard van God. Wat is die swaard van God? 'n fakkel, 'n verligting en 'n teenwoordigheid. 'n mondbelydenis. Hoor wat ek sê, lig van die wêreldbediening.
Wil jy lewe? Maar nie net enige lewe nie. Onsterflikheid. Ek vertel vir julle hoe. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond, sê die ramshoring. In jou hart, sê die fakkel. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het. Kyk hierso, sê uit die dode opgewek, sê die geboorte van die nuwe. Sê dis ek en jy. Hy gaan dit nie doen nie, hy wag vir my en vir jou. Die skepping wag vir ons. Die wêreld wag vir jou. Daar 'n kontrakteur wag vir jou. Jou man wag vir jou. Jou vrou wag vir jou. Jou bure wag vir jou. Vers 9 gaan ek oorlees. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek soek jou aandag. Ek kon my eie redding bewerkstellig en ek kon opgetree het en ek kon geremoer het en ek kon geraas het en ek kon met 'n ystervuis iets gedoen het. Dit kon miskien my situasie gered het, maar my liggaam as die tempel, as die woning, as die openbarmaking van Christus is nie gered nie. Want hierdie opvleendheid, hierdie gees, hierdie manifestasie, hierdie ystervuis maak dat die tempel doodgaan. Wete mense, hoor julle wat ek vanoggend vir ons bring? Vers 11 sê, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Kom, wie was al in 'n situasie, en jy het met 'n ystervuis, kyk, jy was die man, jy het die dinge gedoen, maar vanaand toe die son sak, en gaan klim in jou bed, toe kan jy nie glo, jy het dit gedoen nie. Nou sê God, as ek en jy hoor wat ons vanoggend hoor, en ons hanteer en manifesteer dit wie en wat ons eintlik is, as die goeie opinie, sal ons in die ewigheid nooit weer in enige situasie, omstandighede, beskaamd staan nie. Ek kies dit, Here. Ek kies dit, Here, om net vrede te openbaar, om hierdie geregtigheid te geniet, en hierdie geregtigheid te plant, 'n oes, 'n vrug as net vrede. As net vrede, dat wanneer ek praat met iemand, in my stem, hulle sal hoor, die teenwoordigheid van 'n Abba Vader, as 'n verheerliking, dat hulle sal ontdek, is dit wat hy van ons dink, en tot inkeer sal kom en sal sê, ek soek ook vrede, ek weet nie van jou nie, in my huwelik, in my gesin, in my familie, in hierdie bediening, in my handel, in my wandel, ek soek vrede. Want dis my lewenswandel, dis my DNA, dis waaruit ek gebore is. Ek is uit hom gebore uit net vrede. Ek is gebore uit net geregtigheid. Ek is gebore uit blydskap as die openbarmaking. As jy my gesien het jy my Vader gesien. Amen. Gee hom nog 'n lekker lofoffer vir dit.